Linda, wil jy asseblief ons die diens open? Onze Vader in de hemel, Heer, is vanmorgen van de eer, is van alle lof en prijs naar onze zwaai vanmorgen, Heer. Dus weer de genade kans van die voor ons gegeven, Heer. Dank u voor die zondagochtend vanmorgen, Heer. Dat ons weer ons hoofden op kan slaan naar u toe, Heer. Dat we ons hulp vandaan komt vanmorgen, Heer. Als ons op die zondag kijkt vanmorgen, weet ons vanmorgen, wat die dag voor ons betekent, mijn God. U was geleid vanmorgen, Heer Jezus. Ons weet het vanmorgen, Heer, ons van die vallen vanmorgen. En ons gaan deel dit vanmorgen, Heer Jezus. Hierdie dag is weer een andere dag vanmorgen, Heer. Het kon anders geweest zijn, Koning Jezus. Omdat u zo goed is voor ons, Heer. En u heeft voor ons een kans gegeven aan die kant van die leven vanmorgen, Heer. Dank u voor die genade kans vanmorgen, Heer. Dank u voor de zonde dat ons vanmorgen kan opstaan vanmorgen, Heer. Dank u voor asemhalen vanmorgen, Koning Jezus. Dat net u kan doen, die was ons niet vanmorgen, Heer. Als we wat vanmorgen voor jullie bidden, Koning Jezus. Dat we vanmorgen voor jullie voor commanden zal geven vanmorgen, Heer. Dat ieder zal besturen zoals ieder vrouw bestuurt vanmorgen, Heer. Ons weer vanmorgen die woorden voorbereid, Koning Jezus. Die man of die knecht van die Heer, Heer. Maak om toe, Heer. Steek op weg achter de ogen van Christus, mijn Koning Jezus. Maak ons woorden hoop in ons harten vanmorgen, Heer. Want hij zal zijn vanmorgen, dat ik zei, zo zijn die koning van die konings vanmorgen, Heer. Dat ik ons aan de geluk zal opnemen, Koning Jezus. Kom zie dat vanmorgen, Heer. Dat ons kan uitgaan zoals u dat gekomen vanmorgen, Heer. Maar in die salven van die Heer, waar ons afstand vanmorgen, Heer. Die bloed van Jezus, hoe elke keer vanmorgen zal gaan vanmorgen, Heer. Maak ons toe, Heer. Geef ons kracht, woord van de Heer. Ons zwakke handen en die sterke handen vanmorgen, Heer. En ons weer vanmorgen woord van ons bij Heer. Maak ons toe, Koning Jezus. Geef voor ons vanmorgen die gas aan die kant vanmorgen, Koning Jezus. Ons weer vanmorgen, Heer. Ons kan niks zonder u doen, Heer. Laat die Heilige Geest vanmorgen roeien vanmorgen, Heer. Laat die Heilige Geest vanmorgen uitstort vanmorgen, Heer. Raak elkeen aan vanmorgen van op tot dood vanmorgen, Heer. En ons weer vanmorgen net u kan het doen vanmorgen, Heer. Dank u, Heer, voor die Heilige Geest vanmorgen. Dat dit voorrecht is voor ons vanmorgen, Heer. Ons komt ten gunste vanmorgen. Ons komt vanmorgen ten gunste vanmorgen. In elke macht, Koning Jezus. Ons komt vanmorgen ten gunste van elke duivelskracht vanmorgen, Heer. En die naam van Jesus, Heer, kom maak ons toe. Kom trek een laar oor die huis vanmorgen, Heer. Kom maak ons toe vanmorgen, Heer. Dat ons net aan u vanmorgen kan luisteren vanmorgen, Heer. Niemand zoals u vanmorgen, Heer. Breek die ketens vanmorgen. Breek die ketens vanmorgen, Heer. Halleluja. Ons weer vanmorgen, Heer. Is ontstaan. Om alles kan doen zoals u voor vanmorgen. Dat die naam geheilig wordt in Jezus' naam. Amen, baie dankie, Suster Linda. En nou glo ons, as jy nog enigszins gebind gevoel het, of gevoel het, jy kan nie vry voel. As ons klaar gebid het, mense, ons staan met geloof op. As ons vry, kom ons kry nog net, kom ek verwelkom die sommer vanmorgen, die allemaal verwelkom, wat vanmorgen jy is van die Here. En Malie het so mooi iets gesê, sy het gesê, jy die Satan uitklop hou, toegedien, het die feit dat die opgestaan, ek gaan vanmorgen op, na die huis van die Here. Hier is by die rechte plek, selfs die voeltjies van die tyd staan die huis, vanmorgen is die rechte plek, ons het hier nog eenmaal, worship die asseblief.
Ons gaan sommer klaar die sekretaris vrou opkom en die afkondigings te doen. Dis gegroet in die mooie naam van die Here, geliefdes. Hoor hy gebede is uit genade in die huis van Christus. Ek weet nog nie vanoggend wil die sterre my saam speel so. Ek gaan nou vinnig vir die gewone voorhou. Maar voor dit wil ek verskoning maak vir Suster Sarah Meyer, pastoor en sy gesin, en Brother Wes het ook verskoning gemaak. En Obelang Ledenbrooks. Die bar is 10 uur batiere maandag tot vrijdag. Maandag en vrijdag is daar ons kerk wat by mekaar kom. Dinsdag aan, alle sisters neem kennis. Dinsdag aan se biduur, of 'n sister biduur gaan by die kerk wees. Asseblief kennis alle sisters. Woensdag aan om 7 uur ons middelweek biduur. Donderdag ons mens ministry, support groep maandag en staan donderdag. Die sonnaskool het gesluit die bares. Kom ons bid dat die Here die kinders sal bewaar. Volgende Sondag is dan ons erediens om 9 uur. Ek het nie die feesdienste afkondiging gekry nie, die bares, maar ons gaan Vrydag gaan ons dan ook diens het. Is die Vrydag goeie Vrydag nie? Amen. Amen. Halleluja. So ons gaan diens het 9 uur. Die regstelling, as daar regstelling is, sal ek het op die groep sit van die kerk, dat ieder daar kan kry. Die bares, die gaan die tweede Sondag wees, wat ek afkondig van die vrywilligers vir die welsyn. As u dan jaar so goed dink of so gevoel en gebid het, lê asseblief agter na die diens en gee net vir my e-mail. Die bares, dit hoef nie noodwendig net vroue te wees nie. Nee, dit hoef nie net vroue te wees. Ons almal moet die koninkryk van Christus doen. En dan die wat nou 'n ontmoeting met Christus wil hê, die wat wil gedoop wees, moet asseblief donderdag 6 uur by die kerk wees, sodat die doopklas kan bywoon en so doen dat ons dan nou saam die maas sal trek in Christus. As u iets wil weet, of u my nie verstaan, dat u vra my asseblief na die diens. Amen. Amen, dankie. Proseka. Ek gee sommer oor aan blok. Ezekiel, om vir ons klaar die tiendes en die offerandes te doen. Amen. Ons gee die Here prys. Die beste was het maar hy right, maar gee hom die Here. Nou, kan ek so 'n bietjie oor tiendes en offerande praat? Ons is right vir die wat nou weet van dit nou Rasmus van ons wat hier weet, ja, meer. So, ek gaan so 'n bietjie 2 minuutjies maar van dit. As dit reg is. Ja. Amen. Wat is tiende? Vraag ons ja kan. Tiende is ons 10% van wat die inkomste is. Hy lê dit weekliks of fortnight verdien. Van hy geldies, tiende, moet na die huis van die Here toe kom. Amen. In die Ou Testament het God sy volk beveel om 'n tiende van hulle inkomste te gee. Halleluja. In Malagi 3 vers 10 sê die Here, bring die volle tiende na die skathuis. En dan sê die Here, toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak. Amen. Nou tiende was 'n beginsel om God eerste te stel. Dit het die huis van God en die priesters onderhou. So dit gaan nie net oor geld nie, maar oor vertroue en gehoorsaamheid. So
So, ik denk dat jullie eens vragen mij, als tiende vandaag nog nodig. En als je baie van ons die hier mekaar raak. In die Nieuwe Testament is ons nie meer onder die wet nie, maar onder genade. As ons lees in Korintiërs sê, elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het. Nie met teensin of dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer. So gee is nie meer verpligtend onder die wet nie, dit word sak van die hart. So God soek vrywillige, blymoedige gewer. En dan gaan ons na die offerhande toe. As offerhande enige iets wat jy gee bo en behalwe die tiende. Die Bybel sê ook in Lukas, gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat ingedruk, geskik en oorloper. So offerhande as vrywillige gawes en dit kom uit liefde, dankbaarheid en vrygewigheid. Wat lekker is dat wys jou verhouding met God. Ja, en soms sê die Bybel weer van die hart. God soek nie jou geld, hy soek jou hart. Sê iemand al langs die Here soek jou hart. Want hy is die kenner van jou hart. Hy sê ook, want waar julle stad is, daar sal julle ook wees. Harte ook wees. So gee wys wat vir jou belangrik is. Gee breedgierigheid en selfsug. Gee bou geloof en afhanklikheid van God. En dan kom het waar ons die waarheid en dan dwaling vir die rond. Halleluja. Ons is ons geleer, as jy nie tiende gee nie, as jy vervloek, of jy moet gee om ryk te word. Maar wat sê die Bybel? Ons gee omdat ons God lief het, nie uit vrees nie. Ons gee omdat hy eerste vir ons gegee het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. Nou wat moet ons as Christene doen? Ons moet gee, gereeld gee, gee met blydskap, gee getrou en gee met die regte hart. Halleluja. So tiende gaan nie daaroor op geld te verloor nie. Dit gaan daaroor op God eerst te sit. So ons offerhande gaan nie oor wat jy uit jou hand uitgaan nie. Dit gaan oor wat in jou lewe gekom het. Geestelik en ewig. Halleluja. So ons gaan net staan en jy net die sade hoor. Iemand vir die wat ook nie vanmorgen het. Staan net so aan jou hand en vertrouw die Here in die Gees in. Dat van hier af die Here vir jou doen. Kom ons in Gods woord. Vader, ons kom na U toe vanmorgen. Here, help ons om te gee met 'n open hart. Here, hier is hulle wat vanmorgen hulle tiendes gebring uit my huis toe. Seën hulle vanmorgen. Laat hulle geld deursies nooit sal oorloop nie. Wees hulle God van baie name nie. Dat hulle sy koskaste ook nie sal leeg word nie. Vader, dan kom ek ook in dieselfde asem en dan kom sny afguns aan die jaloesie af by hulle werkspleke, die wat hulle vir hulle uit wil praat by die baas, Here, kom sny ek nou af in die naam van Jesus. Ek kom kanselleer jou werk, Satan, en geen reg in Jesus naam. Here, hier is hulle wat ook vanmorgen hulle offerhande het. Sien hulle my koning, soos nooit van tevore meer. In Jesus naam, my koning. Wees ook vir hulle God van baie naam, my koning. Vader, ek kom ook in dieselfde asem, Here. Ek spreek nou werksgeleenthede ook soos nooit van tevore nie, Here. Hulle sal werk met Christus nooit van tevore. In Jesus naam, my koning. Ja, Here, ek praat van geen kwalifikasies, geen interviews, Here. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus, Here. Here, hier is hulle wat ook gaan werk vanmorgen met die dieners, my koning. Seën hulle ook, my koning. Hulle gaan uitgebreid word vir die koninkryk, in Jesus naam. Amen. You will
vanmorgen na goede kom. God, die mensen bestaan vanmorgen. Vanmorgen groet ik elke broer, ik groet elke zuster. In die naam van die Here, onze bron van alles. Vanmorgen staan u hier, dierwens, want ik glo, die Here is die bron. So baie male wil ons staat maak op baie hulpbronne wat die Here ons gee. Ons glo die werk is onze blessing. Die huwelik is onze blessing. Dan vergeet ons die bron van onze blessing. En vanmorgen wil ek hê, u moet dit nooit vergeet nie. U moet teruggaan na die bron toe van u blessing. Vanmorgen kyk ek na Filippense 4 vers 13, wat vir ons ook sê, ons is tot alles in staat, deur die bron wat ons die krag gee. As hy ons die krag gee, dan sal ons nie kan opstaan om iets te doen nie. En ek wil vir u ook gee Filippense 4 vers 19. Hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dierbares, vanmorgen wil ek vir u bemoedig. U het 'n jaar deurgemaak, huweliksherdenkings, verjaarsdag, dankbare harte. Daar was daar wat dit nie goed gegaan het nie, maar nog steeds het u deurgedruk. Ons het vanmorgen die lied gesing van Thank you Lord for your blessings on me. En ek weet, as 'n mens vir die Here sê dankie, dan maak jy plek vir meer blessings. Sê vir hom dankie, al gaan dit nie goed nie. Al gaan dit nie goed in jou huwelik nie. Sê dankie. Alles dan niks om te eet in die huis nie. Sê nogtans, Here, sê ek dankie. Ek wil net hê die gemeente moet opstaan en gaan ons net 'n gebed doen. Hemelse Vader, vanmorgen kom ek na u toe, Here. Ek kom, Here, nie omdat ek gefors word nie, nie omdat ek gevra is nie, Here, maar ek kom na u toe, Here, want ek weet wat ek in u in het.
Hier staan vanmôre, Here, dierbares wat dankbaar is, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat U een en elkeen van hulle gaan seën. Here, voeg by, U weet wat een en elkeen van hulle kort, Here. Ek bid vanmôre dat U aan hulle sal gee, volgens nie dit wat hulle begeer nie, Here, maar dit wat U vir hulle uitgesit het. Want ek weet vanmôre, Here, dit wat U vir ons wil gee, is die beste, Koning Jesus. Liewe Here, vanmôre is ons soms so ondankbaar, maar ek vra, Here, laat U ons sal vergewe, laat U ons sal versterk, waar ons gaan swak raak, Here, wat het vir ons lyk, wat U nie deurkom vir ons nie, Here. Vra dat U ons sal versterk en altyd een en elkeen van ons handjies sal hou, Here. Vanmôre vra dit alles, Here, nie omdat ek het verdien nie, maar in Jesus wonderlike naam. Amen. Die Here het jou toekoms in sy hande. Die Here het jou lewe in sy hande. Waarom moet jy overkomme? Wait up, any day. Vanmôre, die Here het jou toekoms in sy hande. Die Here het jou lewe in sy hande. Ons gaan nou stil word en luister wat sê die Here vir ons vanmôre. O, ons bly aan ons.
berei die atmosfeer voor. Oh. Woe! Oh, Alpha.
the wonderful and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, the leadership, the worship team, Pastor in his absence, down below, and his wife, everyone that has come up this morning to celebrate King Jesus. Nou, vandag is mos 'n baie belangrike sondag in ons as Christene se lewe. Dit is mos nou Palm Sunday vandag. En dit is die begin van 'n baie hartseer week, maar ook die mees joyful week wat ons kan celebrate as Christene. En ek dink dat die geboorte van Christus het gebeur en is verby. Maar Easter of Passover of die death of Christ Jesus is nog nie verby. Hy storie is nog nie klaar nie. Of hoe sê ek, die storie is nog nie klaar nie. En as ons kyk na wat gebeur in vandag se lewe, gaan hy storie baie binnekort, gaan hy storie sluit. En die rede hoekom ek so sê, is daar nog 'n question mark oor, want die Bybel sê, die Here het gegaan en hy het teruggekom. Right? Teruggekom en het verskyn, maar hy het ook gesê, maar ek kom weer. So die question mark staan op daar. Ek was in ons by die worship team met geloof van, of gaan sit, want today marks Palm Sunday, waar die Here ingestap het. En die mense het net opgestaan en hulle het net geskree, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna to the King of Kings and the Lord of Lords. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Wow. Die Here het gegaan, ingestap. Hy het geweet wat hy weer voor lê. Ons weet nie wat nou ons weet nie. Maar hy het geweet. En hy het geweet, hy gaan sterwe vir my en vir u. En vir soveel anders wat nog nie gebore is. Hy gaan sterwe vir die en ek ook. Maar dis nie die boodskap vandag nie. If you have your Bibles, maar ek dink voordat ek ingaan met van te maak met verhaal net vir my te bid. Dankie Here dat ons vanmôre op die beloftes van U staan. Ons kyk op na U as ons maker, as ons versorger. En Hemelvader, ons wil vanmôre dankie sê dat ons hier kan wees om die vertrou van God te hoor. Ek wil dat my broeder die woord aan bedien. Hemelvader, hy sal vertrooi in Jesus aan ons skryf. Hemelvader, bid vanmôre vir 'n salwing op sy lewe, op sy tong, dat hy Hemelvader, dat sy so sien die Here van die Gees. Seën vanmôre God se woord, dat dit snapkie sal bring ons harte, van Here sal ons harte aan het gebede kan word, en seën ons vanmôre, so die Heilige Gees waai vanmôre vir ons, dat ons dit sal bereik wat God wil hê, ons te bereik. Seën ons in Jesus naam, dankie wees. Amen. As it is a custom in our church, let's read together Psalms 133. You can just stand. Daar gaan baie skrifte wees. Psalm 133, when brothers dwell in unity. Behold, how good and pleasant it is when brothers, and I want to add sisters, dwell in unity. It is like the precious oil on the head. Amen? Amen. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. Die mees belangrikste, for there the Lord has commanded a blessing. Amen. Life forevermore. Amen. 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 Ons kan maar sê. So the word of God this morning, we read about an oil, the olie wat afgetap word van Aaron se kop
af na sy baard, af na sy klere toe. I just want you to remember that picture. Nou, hierdie olie wat ons van praat is nou nie die olie wat daar in Iran hulle gemaak word. Dit is ook nie visolie nie, dit is ook nie sunflower olie of taarolie of wat so olie nie. Die olie wat ons hier van praat is die anointing oil of God. Amen. En hy sê, it runs down. So hy word net op die kop gegooi en die bly op die. Nou dan het pastor en die broers kom, en ek sien nou nie pastor se olie hierdie, maar wat maak hulle van die olie en hulle maak net so kruisiekie. Ons praat nie van die olie nie. We are not speaking about just the sign of the cross. We're talking about anointing oil. Ons gaan terugkom na dit. So waar vanaf kom olie? If we think of sunflower oil, it is the seeds of a sunflower that is crushed together. Hulle word in 'n press gegooi, hulle word gedruk en daar kom olie uit eventually. Ek en my pa het 'n exercise gedoen oor castorolie. En dit vat een boom se saad om net 500 milliliters olie te maak. 'n hele boom omtrent 3000 sade om net 500 milliliter olie te maak. As ons kyk na die olyfolie, en ek dink dit is die olie wat baie gerepresenteer word in die Bybel, is die olyfolie. Hoeveel olywe word net gecrush? En wat bly oor van die olywe? Niks. Niks bly oor van die olywe nie. Maar die olie wat eintlik meer duurder is as wat die olyfolie, as wat die olywe is. Jy kan 'n pakkie olywe koop vir R20, maar gaan koop 'n bottel olyfolie. So what am I saying? The fruit you put into the press, the product thereof, is 1,000 times more expensive than what we have put in. How many times do we go through a crushing? Anybody has gone through a crushing in your life? Ek kan 5 ander opsit, maar ek net probeer. Anybody that has gone through a crushing will understand you are perplexed, you are pressed together. Jy word gedruk van alle kante af. So ek dink die mense verstaan waarvan ons praat. They don't understand what a crushing is. En ek wil net 'n skrif, en ek het gesê aan baie skrif. Matthew 26 verse 36 to 46. I want to read about a man who went through a crushing in his life. Jesus prays in Gethsemane. Now Gethsemane, the name Gethsemane means a place of crushing. In ander woorde, God het vir Jesus gesê, gaan na die tuin toe, ek gaan jou gaan crush. I'm going to crush you in Gethsemane. En ons kan lees, then Jesus went with them, die 3 manne, to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I go over there and pray. And taking with him Peter and the 2 sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Onthou die Here het geweet. When he came into Jerusalem, hy het geweet hoekom ek hier ingaan. Nou as ek weet, ek gaan volgende week op Vrydag sterwe. Then he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. Nou, as ek weet, ek is in my laaste dae, ek was nie net enige mense saam met my wil gaan hê. Ek gaan ons mooi kies, wie gaan die laaste paar ure van my lewe met wie ek hy wil spend. So ek gaan nou mense kies soos my broer, my pa, my skoonpa, my vrou, my kinders. Ons kan ons om die hele crowd is moslim. Maar ek net 3 gekies en ek gesê, gaan saam met my. Maar wat maak die jobbies van hom? And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Hy is mos nou wat ek wil hê. Lord, Here, moet my asseblief nie Vrydag doodmaak nie.
maar hy het gesê, not my will, but your will be done. And he came to the disciples and found them sleeping. Dit is hoekom hy gesê, wees maar versigtig hoe jy take in your crashing place. Ons dink, die prophet wat ons van so vertrou, he's going to stand by you in the last hour, as hy altyd so nie. So die Here het gegaan, hy het gaan bid, hy het teruggekom en hulle slaap. And he said to Peter, so you could not even watch with me for 1 hour. Wow. Ek gaan iets sê, as ons bid hier toe kom, kan ons net 1 uur 'n week vir die Here afstaan. Just 1 hour. Die Here sê in nog 'n vers, couldn't you just tarry with me for 1 hour? Die man is sorrowful. Hy sê vir die man, I am sorrowful. Ek is hartseer, maar julle kan nie eens 1 uur saam met my wees. We can't even do that. Watch and pray that you may enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. Daar hebben we nog gehoord. Iemand sê mos, in 'n conference waar die week gewees het, hy sê, as jy 40 is, as jy 'n ou jong mens. As jy 50 is jy 'n jong ou mens. So as jy vir Karel moet vra wat jy 80 toe, want in ene gaan Karel sê die man is jong. Compared to hom. The spirit is willing, maar die vlees. Hoeveel keer word ons opstel en sê, ek gaan môre op 5 uur opstel, ek gaan bid, ek gaan die alarm stel. As hy alarm afgaan, dan kan ek eers my oë oopmaak. The spirit is willing, but the flesh is weak. Again for the second time, en die Here gaan bid, en terugkom die man slaap. Hy sê weer vir julle, no, just 1 hour. En die Bybel sê dieselfde ding gaan bid, Lord, not my will be done, but your will. En hy gaan toe vir die 3de keer, 3 times, Jesus prayed this prayer, Lord, if it is your will, let this cup pass away, but not my will, but your will. Amen. The spirit is willing, but the flesh is weak. Die Here het so gebid dat sy sweet en bloed en verander. Ons kan eers 15 minute bid. And we expect God to do miracles for us. So ek wil praat oor alignment. En ek het net my vrou gevra, wat beteken alignment in Afrikaans? Ek kan nou nooit woord gesê nie. Beleining. So, my message this morning is aligned to be a blessing. Aligned to be a blessing. So, what is alignment? Ek het nou inderdaad toe uit Pretoria kom met my kar so 'n bietjie gewy. En ek gaan toe na die kar, die tire shop toe. En ek sê mos doen die balancing, check die. En as jy alignment van jou kar uit is, en jou kar nie reg is, you will feel something is not right. Die kar gaan die kant toe trek, die kar gaan swaar is, die tyres van die kar gaan vinnig klaar word, alles, jou suspension is just not right. Why? Because die beleining is the alignment is out. And how many times we walk and our alignment with God is out. Onze alignment is uit. So waarvan praat ek? Wat as ek praat van alignment, wat is die type alignment van praat ek? Nou, our alignment with God, most important, is very, very important. Secondly, alignment in our marriage is very important. And it will say, our alignment in our marriage is very important. Then our alignment in our homes is very important. Ek gaan nou uitbrei oor wat ek sê. The alignment in our church is very important. Ons alignment by die werk is net so belangrik. Ons kan nie, as die baas sê, doen die ding, dan is my alignment ek gaan die kant doen. It's not going to work out. Ek wil net gou
goeie example maak. Uit 2 Kings 4 was 8 onwards. Die vrou het nie eens 'n naam nie. They call her the Shunammite woman. Nou, ons verstaan dat die vrouwmens was baie ryk geweest. En die profeet het gekom, verby haar gekom, en het ingeloer, en toe later en toe gaan die vrou na haar man toe en sê, maar kyk eens op, die profeet kom bly hier voorbij, en kom ons bou vir hom 'n kamer. Amen, wie ken die skrif? En, wie wat die skrif ken, kom ons toets gou. Die Bybel sê, hulle het 'n kamer vir die profeet gebou, waar so? See where the alignment comes in. Nie langs nie, nie agter nie, nie onder nie, maar voor. And I want to show you that she placed the man of God upstairs. Why? Because the oil flows from the Amen. En die man kom en hy kom kuier in sy tree toe man. Sy gee hom lekker kos en maak hom gemaklik en alles. En toe gaan hy en hy stuur vir Gehazi en hy sê vir Gehazi, hy gaan vra net hy vrou, what do you need? Wat het jy nodig? So, my shopping list is die hele boek vol. Maar die vrou sê, the Shunammite woman says, I don't have a child. En my man is al. Hoe nou? En die profeet Gehazi gaan terug na die profeet toe en hy sê vir haar, call her, nou die is net so belangrijk. Call her, roep haar. The anointing is not going to come to you. Yes. Kan ek weer eens sê, the anointing is not going to come to you. The man of God doesn't come to you. Call her. En hy vraag vir hy en sy sê toe vir hom, ek soek 'n kind. And what is the man of God says? Now I'm using this as an example. What did the man of God say? By this time, next year, you will have your child. The only reason that happened is because of alignment. Maar is het enige daar nie. En die kind gaan toe met sy pa uit en hulle is in die veld en die kind kom terug en daar sterwe die kind. So die een ding wat ek vir die Here gevra het, only one thing Lord, wat die dan op weg van my. En wat doen die vrou, sy panic, but she knows where to go to. Sy gaan nie op. Sy gaan nie na sister toe nie. Sy gaan nie na ouderom die toe nie op. Die sekretaris van die, she goes up. Die man dat hoor is ook nie daar nie. En wat doen sy? Sy gaan lê die kind op die man sy bed. Because she believe, this is where my promise has come from. Hy kan nie, if he did it again, if he did it before, he can do it again. And this child was raised from the dead. The promises of God is never ending. As ek in alignment is met God en ek vra vir God, gee vir my hierdie ding and He gives it to me, He will not take it away. Maar as ons uit die alignment het is anders voor. So oil flows from the top to the bottom. Oil must flow. En die vraag is, if the oil is not flowing in my life, waar blok ek? We'll come to that. 1 Samuel 16. Die Here sê vir Samuel, gaan na die huis van Jesse toe en gaan salf die volgende koning. I love this story. En die man, Jesse, die profeet staan met die olie in sy hande en hy wil salf. En die Bybel sê, Jesse bring sy eerste kind, Elia. En hy sê, kyk hoe mooi is die man. Kyk hoe handsome is die man. Kyk hoe lang is die man. Lyk hy nie vir jou soos 'n koning nie. Doesn't he look like a king? Maar die Here sê, I do not look at the outward. I look at the
kyk na die haar. En hy bring die oudste seun en die profeet wil gooi, Samuel wants to pour in die olie wil hy. Nou as ek hierdie olie vat en ek wil gooi, hy gaan nie uitkom nie. En Samuel sê, is not this one. En so loop al 7 kinders deur die olie wat hy loop. Why? Because the alignment was out. En hy sê, is daar nie nog een seun nie? Isn't there just one more? En Jesse sê, ja, hy klom sy dan in die veld in. En hy sê, gaan roep op. Now when, from the eldest to the youngest, David was a man chasing after God's heart. Ek kan sê, David was aligned with God. David het vir die Here liedjies geskryf, oh Lord, how much I love you. Hy het vir die Here briefies geskryf. En toe Samuel die olie vat, en hy gooi oor David se kop, stel die olie. Because the alignment was right. I want to show you how important it is. As die olie op Eliab se kop geval het, remember, Jesus comes from the lineage of David. So Samuel op die verkeerde kop die olie moes gegooi het, so ons het vir Jesus gehad. You see how important it is. Okay. If I am not aligned with God, en die olie val oor my kopie, gaan hy nie oor my kinders se kop val. Are you getting what I'm saying? Ek gaan nie oor my kinders se kop val nie. Ek gaan nie oor my kinders se kop val nie. Why? Because I am out of line. Ons sit vandag hier. Ek sit vandag hier, want hy was Apostel Groenewald, wie die olie op Apostel Groenewald se kop geval het, en vandag kan ek ook hier staan. Amen. Baie van ons kan dieselfde ding sê, my opa grootjie, het die Here gedien en die olie het gevlou van daar af tot by my nou. Maar as ek nog gedink, net soos die olie geblok is, kan ek olie stop. Ek wil vandag al, ek weet die olie is dier mense. Peter van Hogen het op olie raak dier. Ek wil die olie hier in die kopie ingooi. Net morse op die pas van my skerp. Maar as ek hierdie kopie gaan wegskuif, of sy kom en skuif die kopie weg, wat gaan dit gebeur met hierdie olie? Daar moet stop, daar moet aanhou olie. En in die same way, vat ek hierdie kopie, en ek gooi hem oor my vrou, because hy is alignment. En in die same way, kan ek na my kinders, en ek kan aangaan, maar hier is die now I walk out of alignment. Ek, die hoof van die huis, the Father, comes out of alignment. My kopie word weggevat terwyl die God gooi. Stop. Hy wil stop en hy transfer nie na my kind nie. Nou wil ek het gesê, gaan terugkom na die ding toe. God is pouring, but I'm not there. Die Here stop. And I can't see olie mors. You won't waste his oil, and somebody that's going to waste his oil. Amen? Nou sit in 'n huwelik in, en die Here gooi. Maar ek is nie daar nie. Wat gebeur met my huwelik? Dis nou 'n anointing. Nou is ek daar, ek en my vrou ons van die olie, maar my kinders van my die olie nie. Wat gebeur in my huis? Those in die kerk, maar die touch nou. Those in die kerk, maar die ene wat moet lei, is not catching the oil. Wat gebeur met die gemeente? Ons kan aangaan.
see how important it is for the oil to flow from the top. Yes. So die olie kan stop. As ons gaan kyk na die prodigal son, hy mannetjie het gesê, ek soek nie my pa se woorde nie, ek wil pak. And what happened to his life? Maar kyk wat het gebeur toe hy sê, ek gaan I'm going back. Maar jou alignment word nou weggemaak. His father blessed him. Man, husband, if the oil is not flowing, come back to alignment. Vrou, if the oil is not flowing, kom terug. Hoekom gebeur dit? Why does the oil stop pouring? Sonde. Amen? Amen. En het lees dit. Die olie stop terwille van sonde. Ons praat nie net van rook en drinkie. As ons gaan lees die 7 goed wat God haat, is drankie is genoem nie. Amen? Amen? Die mees belangrikste ding, onvergifnis. Man en vrou. Nou ek en my vrou, as hy nou is nie vandag, en ons het lekker geselebrate gisteraan, en we spoke about the Bible. Ons het die Bijbel opgemaak en ons het gelees. And I told them, marriages fail. Why? Because of unforgiveness. A perfect marriage is a marriage where 2 people can forgive each other. Amen? Unforgiveness can stop the oil. Rebellion can stop the oil. Jy gaan my nie sê nie. Jy sê my ma nie, jy sê my pa nie, jy gaan my nie sê nie, the oil stop. Never. Jy verloor jou anointing. Why? Ek bid nie meer nie. Ek lees nie weer my Bybel nie. Ek loop nie weer kerkie. Ek doen nie weer al die goed wat ek in die eerste plek gedoen het nie. The oil can stop. Acts 2 verse 1 says to them, when they were in one accord, hulle was almal dieselfde asem gehaal. What happened? Die Here het die Heilige Gees afgestuur. And they were filled with the Holy Ghost and they spoke in tongues. Dis belangrik wat ek nou sê. Because the oil is a representation of the Holy Spirit. Is a representation of the anointing in our lives. Dit is waaroor die olie gaan. Nou, the Bible said when they were in one accord, there was a sound of a rushing wind. They were all filled with the Holy Spirit and they spoke in tongues. T.D. Jakes said the anointing is the enablement of God to empower you. It is the enablement of God to empower you. Dit beteken, die Here gee vir my krag om wat te doen. Nie krag om hier te dans nie. Nie krag om te skree en te huil. Dis nie die krag wat God vir ons het. God doesn't give me the power to shout and scream and ek voel die Heilige Gees en ek kry goosebumps. Dis what the Holy Spirit is about, guys. Dis nie waaroor dit gaan nie. Because when God fills you with the Holy Spirit, He anoints you to break curses oor jou lewe, oor jou kinders se lewe. He gives you the anointing to heal the sick. Kyk as die Heilige Gees op ons is en ons voel. Moet ek gaan en ek moet vir my suster of my broer gaan bid, because the anointing breaks the curses. The anointing heals the sick. The anointing delivers you. The anointing saves you. So as ons gevul word met die Heilige Gees, is the time that we need to fight spiritually. Is die tyd wanneer ons moet bid. En die Bybel sê, as jy nie weet wat om te bid, die bid in tale. En elke keer sit ek in die kerk and I get this unction that somebody is crying to God to fill them with the Holy Spirit and give them the ability to speak in tongues. Coming to alignment with God. You see, the Holy Spirit is altyd saam met ons. As jy net in die kerk, as hulle lekker koortjies sing, en as die Heilige Gees saam met my. As my, ek eendag in die matriekjaar het ek baie siek geraak. En my broer was nog in die wêreld. En ek het my
oupa was nie daar nie, die pastoor was nie daar nie, die ouderlinge was nie daar nie, en die enigste mens wat ek na toe kon gaan is ek kyk na my broer en ek sê vir hom, dude, bid net vir my asseblief, ek voel nie reg. Nou imagine nou, die Heilige Gees is nie daar nie. Hy moes doodgaan. That is why I'm saying the Holy Spirit is always with you. Hy sien net hier, as die oudie die klavier so lekker speel en die broer speel so lekker, as sien net wanneer die Heilige Gees daar is. The anointing is always with us. God says He will never leave us nor forsake us. You need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. As ons op die langpad ry, is net die Heilige Gees wat sê, jy moet nie nou op het ek wag. En hy sien nie hoekom die Heilige Gees sê dit wag. We need the Holy Spirit. Dit is hoekom huise val uit mekaar uit, because we are not anointed. The oil is not flowing. Die Here stuur, God is sending His Holy Spirit to all of us this morning. But He's saying, come into alignment. Kom terug, gaan maak reg. God wants to bless you. Psalms 133 says, the oil flow, hoekom? Because He wants to command a blessing over your life. The oil needs to flow. The anointing is stronger. Amen. The anointing is stronger than depression. The anointing is stronger than the unction to commit suicide. The anointing is stronger than curses. Die woorde wat die mense oor jou spreek. The anointing of God is stronger than what not have. What is blessed cannot be cursed. The anointing is stronger than throwing in the towel. The anointing keeps you from sinning. Ek wil net gou 'n voorbeeld maak. Dit is amper klaar. As ons so onder die Heilige Gees voel hier in die kerk en dit gaan lekker, wie wil dan nou tyd het nou 'n sigaret? Wie wil nou tyd het nou 'n vloekwoord gee? The anointing keeps you from sinning. And ons val in sonde because we are not anointed. We are not alive to God. Anointing keeps you from sinning. God does not give another man's anointing to you. Die Here gee nie vir my pastor sy anointing nie. No. Want hy anointing is vir hom bedoel. Ek wens ek kan sing soos pastor en oudie hulle en soos die lyn hulle en ek Donnie McClick en ek sê altyd, as ek doodgaan en die Here bring my terug, wil ek 'n sanger wees. Maar nie 'n sanger vir die wêreld, I want to be a worshiper. So God does not give another man's anointing to you, but He anoints you for another man. Hoekom? Want jy kan hande opleer op 'n oggend. Anointing breaks the yoke. The anointing maakt die storm stil. But there is no flow without anointing. Alignment. So this morning God is saying to us, ons almal wat hier staan, ek ingesluit, get into alignment and see how God blesses your marriage. Get into alignment.